Ek groet julle vanmôre oor issues weer. Hoe vorder jy daarmee? Hier van 'n hoop hout af nou. Kyk ek na hierdie hoop hout en hy groei, hy word al hoe meer. Iewers moet 'n ou hierdie hout gebruik, nê. Iewers moet jy vuur maak daarmee. Soos daai hoop blare waaroor ek laasweek gepraat het. Jy moet kompos maak met die blare. Jy moet dit ter ruste bring. Hierdie hout kan nie hier vir 50.000 jaar lê nie. En so is dit met issues. Dinge wat moet uitgesorteer word. Onthou julle, ek het laasweek vir julle gesê, issues kan later aan so verweef raak met jou lewe, dat alles is 'n probleem. Om op te staan is 'n probleem. Om vanmôre na hierdie preek te luister is 'n probleem. Om net rustig te sit en met jou gesin te kommunikeer raak 'n probleem. 'n Issue. Die bord kos wat jy vanoggend gehad het. Die kar wat jy ry. Die huis waarin jy bly. Die land, die paaie. Die robotte. Die kragonderbrekings. Kan ek aanhou en aanhou en aanhou? Ons word amper geskool in hierdie wêreld waarin ons bly. Kom ons kyk so 'n bietjie nader vanmôre weer. Kom ons hoor wat sê die Here oor wat moet ons doen met al hierdie issues, hierdie probleme, hierdie goed wat moet uitgesorteer word as gelowiges. Ek is nie altyd seker nie altyd vas oortuig. Wie se gevoelens eg is nie, wie se intensies reg. Oordeel ek vinnig, besluit ek te gou, vooropgestelde idees, oor jou en oor jou en oor jou en oor jou. Los my skuldig en soms alleen. Waar gaan ek heen as die dae begin lank raak, waarheen in my onrustigste uur? Ek kom na hier, waar ek laatnag voor 'n koolstoof van my siel skiet. Dis nie wat word gebore uit die hart. Dis hier waar ek vanaand noukeurig luister, die stem wat my soms ver van hier af vat. En ek loop kaalvoet deur 'n wêreld sonder grens, 'n wêreld sonder vrese, 'n wêreld sonder vrae. Van niemand skinder nie en niemand pla, maar mekaar wil dra. Matteus 20. Toe kom die vrou van Zebedeus, vers 20, met haar 2 seuns by Jesus en kniel nogal voor hom. Die show wat mense partykeer aansit om van iets wat eintlik nie 'n issue moet wees nie, 'n issue te maak. Beloof my dat hierdie 2 seuns van my in die koninkryk langs U mag sit, een aan die regterhand en die ander een aan die linkerkant. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die blydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regterkant en my linkerkant te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is die vir wie my Vader dit gereed gemaak het. 'n Nuwe dimensie wat die Here rondom issues wil inbring, is dat dinge is nie altyd in my en jou hande nie. Ons wil baie keer goed uitsorteer wat nie in ons hande is nie. Goed wat ons baie keer maar moet aanvaar en maar moet sê, dit is deel van die lewe, wil ons met ons eie insig en op met ons menslike manier kom uitsorteer. En dan word dit 'n issue. En weet julle wat, 'n issue wat nooit opgelos word nie. Want jy staan jou aan, jy matig jou aan om iets uit te sorteer en in lyn te kry wat nie in jou hande is nie. En dit vra nogal wysheid, insig, 'n nabyheid aan God om te weet,
hierdie ding kan ek uitsorteer, of hierdie ding kan ek nie uitsorteer nie. Want die oomblik wanneer jy iets probeer uitsorteer wat onuitsorteerbaar is, word dit 'n issue. En dan onthou julle die twee voriges, jy moet ophou daarmee, en jy moenie reageer, elke keer gaan reageer oor dieselfde ding nie. Jy moet op 'n stadium kan by dit verby beweeg. Dit bring ons vanmôre by die volgende twee dinge wat moet verander. Anders gaan hierdie toksiese, vergiftigde, 'n ding wat 'n samelewing in 'n gesin, verhoudings, 'n gemeente, 'n kerk, 'n musiekbediening, 'n besigheid kan lam lê, vergiftig. So stadig beweeg dit in en is 'n toksiese ding. Dit veroorsaak dat daar nooit geluk is nie. Daar's nooit oplossing. Daar's nooit vorentoe beweeg nie. Dis altyd die status quo. En die Here praat met sy disippels hieroor. Hy sê vir hulle, daar's sekere goed wat nie in my en julle hande lê nie. Daar's sekere dinge wat jy moet in die Vader se hande plaas. Wat jy moet aanvaar. Wat jy moet sê, dis reg wat u ook al doen en wat ook al met my gebeur, ek gaan die beste daarvan maak. Kom ons praat so 'n bietjie oor die volgende twee dinge wat moet verander, sodat jy nie 'n issue mens word nie. Ondersteun liewers. Nou waar kom dit in? 'n issue mens is 'n kritiese mens, is 'n kwessie mens, is altyd op die kantlyn besig om raad te gee oor iets wat daar gebeur. Nou, die disippels is kwaad, dit is 'n gemaal. Wat doen die Here? Hy roep hulle bymekaar en hy sê, kom ons ondersteun mekaar liewer. Voor ons nou van hierdie ding 'n issue maak. Wie is in beheer, wie is nie in beheer, wie is die belangrikste, wie mag aan die regterkant, wie kan aan die linkerkant sit, word ek raak gesien. Ondersteun liewer, word 'n dienaar, sê hy. Hy moes kom dien voordat hy kon sterwe. Voordat hy in die regterhand van God, die almagtige Vader, kon gaan sit, moes hy eers aan 'n kruis sterf. So moet julle wees, sê hy. Maar ons wil nie. Ondersteuning vra dat jy nie meer aan jouself moet dink nie. En dit is so moeilik. Wat word dan van my? Mamma? Gaan die oom my raak sien? Moet mamma nie gaan praat nie? Hou op minderwaardig wees. Weet julle wat is een van die absolute sleuteldinge tot hierdie toksiese ding van issues is minderwaardigheid. Jy is minderwaardig. Hierdie twee disippels het gevoel, maar hulle word nie geag nie. Hulle is nie so goed soos die ander nie. Hulle het nie 'n posisie nie. Hoekom bly mense minderwaardig hulle hele lewe lank? En maar die Here vir hulle wil sê, maar sien julle self in die lig van julle bevoorregte posisie. Uitgekies uit die hele wêreld net 12 en julle is 2 van daai 12. Weet julle wat julle vra? Word 'n dienaar. Dis tog die geheim van kindskap van God, is dat dit nie meer oor jouself gaan en oor jou eie minderwaardigheid en wie jy is en word jy raak gesien nie. Mense sukkel om hiervan weg te kom. Ek vra baie keer vir mense, maar wanneer gaan jy by die punt kom dat jy waardig voel? Wanneer gaan jy iets doen daaraan om van hierdie minderwaardigheid, dit is soos 'n kruk wat hulle hele lewe, hulle slagoffers, hulle wil slagoffers hulle hele lewe, arme ek. Hierdie twee disippels was vir Jesus van geen nut met hierdie minderwaardige gevoel wat hulle in hulle gedra het nie. Kom as jy minderwaardig. Is dit oor goed wat met jou gebeur het in die verlede?
is dit goed wat met jou nou gebeur? Wanneer gaan jy besluit, maar ek gaan myself deur die oë van Jesus sien? En dis wat hy doen. Hy sê, kom hier julle, weet julle wat? Ek roep julle om 'n wonderlike ding te kom doen, om nie meer wonderwaardig te wees nie. Ek het jou uitgekies. Mamma, Zebedeus se mamma, se vrou, jou 2 seentjies, het ek uitgekies. Verstaan julle dit nie? Ek beskou hulle waardig. Ek gee aan hulle eer. Hoekom bly julle aanhoudend minderwaardig optree? As 'n mens hierdie 2 dinge kan begin regkry, om liewers te ondersteun en in te hardloop en ander mense se hande te begin hoog hou, te sê, maar ek gaan die kroon op hulle koppe hou, en jou minderwaardigheid vir eens en vir altyd prys te gee, dan verander jy hierdie toksiese ding van issues. Altyd 'n probleem. Altyd nie reg nie. Always the next step. Altyd 'n ander plek. Altyd 'n beter dit en 'n beter dat. En my kind moet beter daar. En my vrou moet bietjie mooier hier en bietjie maarder daar. En my man moet bietjie fikser en my man moet meer dit. Dit is 'n verskriklike ding. Dis wat ons in Suid-Afrika knak op hierdie stadium. Challenges wat nooit opgelos word. Kom ons vat hande, boeties en sissies. Ons as gelowiges moet anders wees. Vra die mense om jou. Luister bietjie na jouself. En verander daai giftige ding van issues. My kind, issue-vry wil ek jou hê. Amen. Ek is nie altyd seker nie altyd vas oortuig. Wie se gevoelens eg is nie, wie se intensies reg. Oordeel ek vinnig, besluit ek te gou, vooropgestelde idees, oor jou en oor jou en oor jou en oor jou. Los my skuldig en soms alleen. Waar gaan ek heen as die dae begin lank raak, waarheen in my onrustigste uur? Ek kom na hier, waar ek laat nag voor 'n koolstoof van my siel skiet. Dis hier wat word gebore uit die hart. Dis hier waar ek vanaand noukeurig luister, die stem wat my soms ver van hier af vat. En ek loop kaalvoet deur 'n wêreld sonder grens, 'n wêreld sonder vrese, 'n wêreld sonder vrae. Van niemand skinder nie en niemand pla, maar mekaar wil dra. Ek het nie altyd vrede nie altyd rustigheid. Hoekom ek so geseënd is nie, met liefde en min verwyd. Doen nie wat ek sê nie en gee nie genoeg. Ignoreer soms my grootste vriend. My meeste besluite bevoordeel myself, tog sien u my onverdiend. Buite my huis maak die reën alles skoon. Buite my venster waar ek woon, is dit groen. Reën omhels die aarde met 'n klap so. Los die vange van die heuwelspap op nat. En die son kom druk die aarde teen sy bors vas. En die grond drink voor hy als vir hom kom vat. En ek loop kaalvoet deur 'n wêreld sonder grens, 'n wêreld sonder vrese, 'n wêreld sonder vrae. Van
niemand van niemands kinder nie, en niemand pla. Ons is nooit tevrede nie, en niks is ooit genoeg. Besittings gee nie lewe nie, die sonde maak ons moed. Ons hoop lê nie in môre nie, want môre het nie krag. Môre het nie wysheid nie, genade vir vandag is genoeg. En waar gaan ek heen, as die dae begin lank raak, waarheen in my onrustigste uur?